Kom ons bestudeer hierdie keer die woord van God met die preek getiteld Waardevolle Lewe. Dit voel of die jaar 2019 gister begin het, maar ons is reeds halfpad deur die jaar. Leef ons al 'n halfjaar 'n waardevolle lewe? Het ons 'n halfjaar gemors in iets ydel en nikszeggend sonder onderskeidingsvermoë? Ons moet onsself herinner aan waaraan ons waarde moet heg. Daar word gesê dat sommige inheemse volke van Afrika iemand met baie klippe as ryk beskou het. Wanneer iemand 'n groot klip gehad het, kon hy dit verruil vir piesangs, kos en nodige jaggereedskap. Deur vandag se standaarde kan ons nie verstaan hoe hulle kos met 'n klip kon kry nie. Maar in hulle samelewing is klippe as groot waarde beskou. In daardie sin kan ons dit verstaan. Net soos mense in 'n gekultiveerde samelewing en 'n ongekultiveerde samelewing heeltemal verskillende waardes het, is die waarde van die aarde en die waarde van die hemel heeltemal anders. Kom ons kyk dan terug na onsself of ons waardevolle lewens lei. Of jaag na ydelle en nikszeggende dinge met al ons jeug en lewe, mors ons energie vir iets wat sal verdwyn soos die tyd verbygaan. Ons moet oor hierdie saak dink. Weet jy, daar is 'n paar letters wat die lewe beskryf. Hulle sê die lewe is BKD. Het jy al van BKD gehoor? B staan vir geboorte. K staan vir keuse. Dit beteken dat 'n persoon na geboorte voortdurend keuses moet maak. D, wat daarna kom, is die dood. So mense sê die lewe is BKD. Is BKD dan die einde van die lewe? Nee, daar kom E daarna. Wat is E? Ewige lewe. Die dood is nie die einde van alles nie. Na die dood is daar 'n vurk in die pad, Breaktimik 50ms, die een vir ewige pyn en die ander vir die ewige lewe. Mense sê die lewe is BKD, maar ons sê dit is BKDE. In daardie opsig kan ons verstaan watter soort lewe 'n waardevolle lewe is. Hoeveel dink jy het God ons lief? Ons kan deur die Bybel verstaan dat God ons liefhet selfs tot die dood toe. Hy het sy hele lewe daaraan gewy om ons te red. Hy het ons liefgehad en selfs sy eie lewe gewaag om ons te red. Alhoewel God ernstig bespot, vervolg en gekruisig is deur blote skepsels, het ons hemelse Vader en Moeder al die pyn en lyding verduur met een enkele gedagte om ons te red. God wou ons ernstig leer watter soort lewe waardevol is, nie waar nie? As jy jou eie liefdevolle kinders het, wanneer jy oor hul toekoms praat,
Wat sê jy vir hulle om te wees? Leer jy hulle om 'n dief te wees? Of 'n rower? Geen ouer sal so iets vir hul kind vertel nie. Wat sê mense vir hul kinders? As ouer wil jy hê dat jou kinders in die samelewing gerespekteer moet word en mediese, regs- of onderwysberoepe aanbeveel of hulle aanmoedig om leiers te wees, nie waar nie? Wat van God? God is ons ouers. God wil hê dat sy kinders die waardevolste en betekenisvolste lewe moet lei. So wat het hy vir ons gesê? Wees my getuies in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. God ken ons verlede, begin en einde. Daar staan in Jesaja hoofstuk 46 geskryf dat God die einde van die begin af ken en die aarde geskape en bestuur het. God het 'n ruimte gemaak waar mense kan bly. God het ons gevra om sy getuies in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde te wees, met die wens dat sy kinders die waardevolste lewe sou lei. God het ons ook gevra om die werkers van die nuwe verbond te wees in 2 Korintiërs hoofstuk 3. Ons weet nie hoe waardevol die lewe in die hemel is nie, want ons leef op aarde met 'n driedimensionele perspektief. Voordat die beskawing gevorder het, was inheemse mense gelukkig wanneer hulle baie klippe in hul huise gehad het. Wat van deesdae? Benei jy iemand met 'n huis vol klippe? Nee, jy doen nie. Klippe is oral. Tog het hulle dit as waardevol beskou. Net so moet engele in die hemel hartseer voel wanneer ons wêreldse dinge najag. Hulle sal dink Briaktime 50 mis, waarom waardeer hulle sulke betekenislose dinge? God wou hê ons moet besef watter soort lewe die waardevolste in die ewige wêreld is. Daarom het hy gesê, gaan maak disippels van al die nasies en leer hulle alles wat ek julle beveel het. Wees my getuies en die werkers van die nuwe verbond. Ouers op aarde wil hê hul kinders moet die waardevolste en kosbaarste lewens lei. God is ons hemelse ouers. Daarom wou hulle hê ons moet lewe as die getuies wat oor God getuig en as werkers van die nuwe verbond sodat ons die waardevolste lewens kan lei. Het Jesus ooit selfs een keer in die 66 boeke van die Bybel gesê, wees 'n dokter, wees 'n prokureur, wees 'n onderwyser, wees 'n professor? Nee, hoekom? Die waarde van die hemel kan nie met aardse standaarde onderskei word nie. God weet wat die grootste waarde in die hemel het. Daarom staan daar in die boek Daniël geskryf, die wat baie na geregtigheid lei, sal skyn soos die sterre vir ewig en altyd. As mense in 'n onbeskaafde era sien hoe moderne mense stukkies papier vir brood of huise verruil, wat sou hulle dink? Hulle sou dink, hulle is uit hulle verstand. Dit is net 'n stuk papier, wat niks sou wees wat een keer weggegooi word nie.
Hoe kan hulle 'n groot huis of baie brood kry in ruil vir sulke papier? Die mense in hierdie twee verskillende wêrelde kan mekaar nooit verstaan nie. Mense op aarde kan nie mense verstaan wat vir die hemelse koninkryk lewe nie. Die lewe op die aarde is kort. Dit is tydelik. Maar wat van lewe in die hemel? Dit is ewig. Wanneer mense deur BKD gaan en aan die einde binne gaan, baie van hulle sal bitter voel en vol spyt wees oor hulle lewe op aarde net soos hulle sou gedoen het. Vader, het U geen seun, selfs 'n bietjie vir my nagelaat nie. Sekerlik is daar mense wat so sal praat. Almal, laat ons nie ligtelik dink aan die leringe van die Bybel nie. God het ons die meeste lief, hy is vir ons gekruisig. Hy het allerhande veragting, bespotting en vernedering verduur en vir ons gesterf. Hy is die skepper, maar hy is deur skepsels vervolg. Hy het groot pyn vir ons verduur. Wanneer ons God se groot liefde onthou, ons moet dink aan hoekom God vir ons gesê het om werkers van die nuwe verbond en sy getuies in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde te wees. Daar moet iets wees wat God vir ons wou gee. Mense op die aarde kan nie die hemelse lewe verstaan nie. En engele en geestelike wesens in die hemel kan nie die lewe van mense op die aarde verstaan nie. Die engele sal dink, hulle wy hulle hele lewe daaraan om 'n stukkie papier te kry. So mors hulle hul kosbare tyd wat God gegee het. Almal van ons moet duidelik weet wat die lewe waardevol is. Dis hoekom daar is keuse tussen geboorte en dood, nie waar nie? Wat moet ons kies as ons vandag leef? Waarom het God ons gevra om sy getuies te wees in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde? God weet beter as enigiemand dat om die getuies van God te word die beste en waardevolste lewe op aarde is. Kom ons kyk na Handelinge hoofstuk 1. Handelinge hoofstuk 1 vers 6 lees. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet. Wat? Moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Wees my getuies. Alle ouers wil hê hul kinders moet groot word om wonderlik te wees. Dan die lewe as Christus se getuies. Is dit wonderlik of nie? God weet meer as enigiemand of so 'n lewe groot of ellendig is. As ons vir ewig op die aarde sou lewe, moet ons volgens die stelsels op die aarde lewe. Maar alles op die aarde sal tot 'n einde kom. Sommige sal hul lewens na 60 jaar voltooi, sommige 70 jaar en sommige 80 jaar. Sommige in hul kinderjare, sommige in hul tienerjare en sommige in hul 20's. Hulle sal almal die oomblik in die gesig staar wanneer 'n horlosie ophou tik, die horlosie werk vir eeue nie. Dan moet ons ons waardes en doelwitte op die ewige koninkryk van die hemel stel. In plaas van op hierdie tydelike wêreld, nie waar nie.
Nou verstaan jy dalk nie heeltemal hoe waardevol dit is om 'n siel te red nie. Sommige van ons sal dalk net die werk doen omdat God ons gevra het om dit te doen. Maar eintlik is dit die werk om skatte in die hemel te bære. God sal jou heerlikheid gee oor talle sterre in die hemel en jou heerlikheid sal nooit verdwyn nie, maar vir ewig skyn. Daarom het Jesus selfs op sy laaste oomblik op aarde vir sy kinders gevra, Briaktime 50, wees my getuies in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Al die broers en susters van Sion regoor die wêreld streef na die mees waardevolle lewe wat God beveel het. Kom ons gaan na 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 4. So 'n vertroue op God het ons deur Christus. Nie dat ons uit onsself bekwaam is om te reken dat iets uit onsself kom nie. Nee, ons bekwaamheid kom van God. Hy het ons bekwaam gemaak om wat? Bedienaars van 'n nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. God is bly dat ons die werkers van die nuwe verbond word. As daar 'n hoofregter van die Hooggeregshof, of 'n eerste minister, of 'n president in 'n mens se familie op aarde is, sal hulle trots wees daarop en dit as 'n eer beskou. Wat van in die hemelse koninkryk? In hierdie kort, aardse, driedimensionele lewe kan die hoogste posisie president, eerste minister of koning wees. Maar wat is die beste posisie in die oë van God? Ons weet reeds die antwoord. God sou ons nie gevra het om as sy getuies in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde te lewe as dit nie die mees waardevolle posisie was nie. Nou weet ons dalk nie heeltemal hoe waardevol dit is om as die werkers van die nuwe verbond in 2 Korintiërs hoofstuk 3 te lewe nie. Ouers hou aan om vir hul kinders te sê, Briaktime 50 leer hard. Gedurende hul skooldae weet kinders nie hoekom hulle hard moet studeer nie. Maar wanneer hulle in die samelewing ingaan, kom hulle agter hoe lief hulle ouers vir hulle was en hoekom hulle aangespoor het om hard te studeer. Dit was nie om my vryheid te beperk nie, maar vir my toekoms. Net soos hulle dit weet, sal ons ook verstaan wanneer ons terugkeer na die hemel. Preek hard. Jy sal 5 stede ontvang. Diegene wat 2 talente het, sal beheer oor 2 stede neem. Diegene wat 10 talente het, sal beheer oor 10 stede neem. Waarom het God deur soveel gelykenisse gepraat? Alhoewel jy preek en 1 siel op aarde red, kan jy voel jy neem beheer oor 1 stad. Al red jy 10 siele, voel jy dat jy die gesag ontvang om oor 10 stede te heers? Nee, ons doen nie. So wat wil God hê moet ons hê? Hy wil hê dat ons geloof moet hê. God vra ons om te glo dat sulke heerlikheid en seën verseker aan ons gegee sal word. In hierdie wêreld, die toevlugstad, het God ons genoeg tyd gegee sodat ons kan bekeer. Wanneer mense die wil van God verstaan en na so 'n waardevolle lewe mik en dan terugkeer na die koninkryk van die hemel, hoe sal hulle wees? Kom ons kyk na Daniël hoofstuk 12 vers 1. Hoofstuk 12 vers 1 lees:
En in die tyd sal Michal opstaan, die groot vors, wat die mense van jou volk bystaan. Dit sal 'n tyd van verdrukking wees, soos daar nog nie was sedert 'n nasie ontstaan het, en tot in hierdie tyd nie. Maar in hierdie tyd sal jou volk gered word, elkeen wie se naam gevind word, waar dit in die boekrol opgeskryf is. Baie van hulle wat slaap in die stof van die aarde, sal wakker word, sommige vir die ewige lewe, en ander tot skande, tot ewige afskie. Die verstandiges sal skyn soos die glans van die hemelkoepel, en hulle wat baie gelei het tot regverdige optrede. Sal soos wat wees. Sal skyn soos die sterre vir altyd en altyd. Deur die Bybel gee God altyd lesse aan alle mense op aarde en leer hy sy wil. Die hoofpunt van God se leringe is om 'n waardevolle lewe te lei. God vra ons altyd om die lewe te kies wat ons in staat stel om vir altyd goeie dinge te hê. Om nie vas te hou aan wat tydelik is en wat ons nou kan hê nie, maar binnekort moet weggooi. Vandag leef ons 'n waardevolle lewe. Ons kyk op na God, ons het die gebooie gekies wat in die hemel erken word. Ons het gebede op wat God aanneem. Ons is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou volg ons almal die pad wat God ons beveel het om te loop, sodat ons die waardevolste lewe kan lei soos God erken. Sommige word egter dikwels in die versoeking gebring en aangetrokke deur waardelose dinge, en word met tydelike dinge verblind. Dit is omdat dit meer realisties lyk en hulle dit in hul bene kan voel. Eerder as om 'n lewe vir fisiese dinge te leef, moet ons meer hoop hê vir ewige dinge in die hemel, al is hulle onsigbaar. Daarom sê baie mense om op aarde te lewe is soos om as vreemdelinge te lewe. Die lewe van 'n vreemdeling is om 2 tot 3 dae by 'n losieshuis te bly en kort daarna te vertrek. Die losieshuis kan nie ons ewige tuiste of 'n nedersetting wees nie. Almal sê dit, maar baie leef asof hulle vir ewig hier sal bly. Ons ware lewe is in die ewige koninkryk van die hemele. Die hemelse koninkryk is reg voor ons. Ons moet nie vashou aan die aardse lewe nie, maar die hemelse lewe as kosbaarder beskou. Kom ons gaan na die boek Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 11 vers 1. Geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, en bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word, nie uit die sigbare ontstaan nie. Deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. En deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Deur geloof is Henok weggeneem, sodat hy nie die dood gesien het nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voordat hy weggeneem is van hom getuig dat hy God behaag het. Sonder geloof is dit onmoontlik. Om wat te doen? Om God te behaag. Onder mense op hierdie aarde kom baie kinders nie na die wil en verwagtinge van hul ouers nie. Ouers wil altyd hê dat hul liefdevolle kinders die beste lewe in hierdie wêreld moet lei. Dieselfde geld vir ons God. God onderrig ons op baie maniere in die hoop dat ons die beste lewe kan lei. Is dit nie die waarheid van die nuwe verbond nie? God laat ons die lewe van die nuwe verbond leef.
Op die dag wanneer die horlosie van ons lewe ophou, soos die lente ontspan en die uurwyser, die minuutwyser en die sekondewyser stop. Ons sal die ewige wêreld binnegaan nadat ons deur BKD gegaan het. Dan sal God vir ons sê, wat 'n waardevolle lewe het julle geleef. Wat dink jy sal God vir Noag en vir Abraham sê oor hulle lewens? Sou God sê, Abraham, jy het so 'n waardelose lewe gelei. Paulus, hoekom is jy altyd gegesel? Jy het 'n verskriklike en waardelose lewe gelei. Nooit. God sal hulle op die heerlikste plek plaas. Sonder geloof kan ons God nooit behaag nie. Ons kan nie die hemelse wêreld in die 4de en 5de dimensie met ons driedimensionele sig en sintuie verstaan nie. Aangesien mense dit nie verstaan nie, het God self gekom en sy boodskap gelos. Hy het gesê Briaktime 50, ek het alle dinge hier geplaas. Jy moet dit ten minste beoefen totdat jy na die hemel terugkeer. Almal, kom ons dink weer oor watter soort lewe die waardevolste op aarde is. Vandag het baie familielede hierheen gekom om vir 'n kort of langtermynsending te vertrek. Jy het die mees waardevolle lewe gekies. Alle mense op aarde eet, trek aan en slaap. Of hulle nou ryk of arm is, hulle leef op dieselfde manier. Basies, alle lewe is dieselfde, reg? Kom ons veronderstel dit. 'n Ryk man het op 70 gesterf en 'n arm man het ook op 70 gesterf. Wat is die verskil tussen hulle? Geen verskil nie. Die ryk man het 70 jaar lank 3 maaltye per dag gehad, en so ook die arme man. Die arme man het eerder gemaklik geëet met sy gordel losgemaak. Die ryk man het een keer gemaklik gelewe toe hy minder besit het. Maar soos hy meer besit het, was hy bang dat sy goed gesteel word. En daarom het hy 'n kluis gekoop. Later dink hy die kluis is nie goed genoeg nie. En koop nog 'n kluis met 'n beter slot. Terwyl hy uit die huis is hy steeds bekommerd dat 'n dief kan inbreek en dit alles steel. Hy is altyd angstig, hy is altyd bang dat dit alles gesteel word. Hy is selfs bekommerd, wat as 'n brand uitbreek en dit alles verbrand. Hy moet dwars deur sy 70 jaar angstig wees, so 'n lewe is nie beter as anders nie. Die lewe van 'n arm mens is dieselfde. Oor die algemeen leef mense 70 tot 80 jaar. Almal het dieselfde bekommernisse en sorge gedurende hul dae. En wat van die dag wanneer hulle die aarde verlaat? Alexander die Grote het gesê, ek het met leë hande hierdie wêreld ingekom en met leë hande vertrek ek. Sy wil was om sy hand uit sy kis te laat hang. Hoekom het hy gevra om dit te doen? Toe hy gebore is, was hy van plan om al die dinge van die wêreld te besit. Maar toe hy weg is, het hy besef dat hy niks kon saamneem nie. Daarom het hy hierdie les verlaat. Moenie te vergeefs lewe soos ek nie. Ons moenie hierdie saak net weglag nie. Alle lewe is so watter soort lewe moet ons op die aarde leef? Ons moet nooit vergeet dat ons uitlanders en vreemdelinge op aarde is nie. En 'n lewe moet lei wat ons God behaag. Kom ons gaan voort met Hebreërs hoofstuk 11. Vers 13. Al hierdie mense het in geloof gesterf sonder om die beloftes te ontvang. Maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom.
Watter soort lewe het hulle geleef? En bely dat hulle uitlanders en vreemdelinge op die aarde is. Hulle het nie geleef asof hulle vir ewig op aarde sou lewe nie. Waaruit het hulle dan geleef? Deur die geloof Abel, deur die geloof Henog, deur die geloof Noag, deur die geloof Abraham en deur die geloof Sara. As ons die boek Hebreërs hoofstuk 11 lees, kan ons sien hoe die voorvaders deur geloof as uitlanders en vreemdelinge op aarde geleef het. Dit beteken dat hulle almal besef het dat die aardse lewe kort en tydelik is. Dit is hoekom Noag, Abraham, Paulus en Petrus groot geloof gehad het. Diegene wat dink dat hulle vir ewig op hierdie aarde sal lewe, het geen hoop vir die hemel nie. En hulle ken nie die waarde van die koninkryk van die hemel nie. Hulle leef sonder bekering. Die Bybel sê egter dat ons uitlanders en vreemdelinge op aarde is. As ons na 'n vreemde land reis, bly ons net tydelik daar en keer dan terug na ons huis. Net so is hierdie aarde nie 'n plek waar ons vir ewig sal lewe nie, reg? Almal, op hierdie Sabbatdag, laat ons leer wat die waardevolste ding in ons lewe is. Deur ons voorvaders van geloof en in gedagte hou dat ons net uitlanders en vreemdelinge is wat tydelik op hierdie aarde woon. Gedurende ons lewe hier op aarde, laat ons onsself voorberei om terug te gaan na ons ewige tuiste, sodat ons almal die kroon van heerlikheid kan ontvang wat vir ewig sal skyn. Ons hoef nie spyt te wees oor ons lewe op hierdie aarde nie, want seëninge word vir ons in die hemel opgegaar. Maak nie saak hoeveel dinge ons op hierdie aarde opgaar nie, dit kan heeltemal verlore of gesteel word. Wat van die dinge van die hemel? Hulle is almal in die hemel gestoor. Laat ons baie geestelike skatte in die hemel bymekaar maak. As ons onthou dat ons as uitlanders en vreemdelinge op hierdie aarde leef, en dat hierdie aarde slegs 'n tydelike woonplek is, kan ons soos ons geloofsvoorvaders lewe. Op hierdie Sabbatdag het God ons deur die Bybel laat besef dat ons soos Abel, Henog, Noag en Abraham kan word, wat deur geloof gelewe het. Volgens die leer van vader en moeder, laat ons die waardevolste lewe lei. Dit is goed om 'n CV op te stel op hierdie aarde, maar laat ons 'n hemelse CV opstel wat ewig is. Dinge op hierdie aarde is tydelik. Ons sal hulle almal verloor wanneer ons hierdie wêreld verlaat. Kom ons kyk weer na vers 13. Al hierdie mense het in geloof gesterf sonder om die beloftes te ontvang, maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom, en bely dat hulle uitlanders en vreemdelinge op die aarde is. Want die wat sodanige dinge sê, gee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. En as hulle nog aanhou dink het aan daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou hinker hulle na 'n beter een. Wat is dit? Dit is die hemelse een. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle groot, heilig, briljant en pragtige stad voorberei. Die Bybel sê van diegene wat met groot geloof geleef het, dat God nie skaam is om hulle God genoem te word nie. Ek vra julle almal ernstig om God te verheerlik deur 'n waardevolle en geseënde lewe te lei. Nou, laat ek vandag se preek afsluit. Baie dankie.